Ontdek die waarheid van die Bybel, die boek Spreuke, deel 134. Ek is professor Hans Redinghuis van die eerste gemeente van Javashua in Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. Sou jy belangstel in enige van my ander boeke wat ek geskryf het, miskien die Afrikaanse legkaart studiegids Bybel, boek nommer 1 en boek nommer 2, verskriklik in aanvraag. Ek is besig met boek nommer 3, wat so by die einde van April behoort gereed te wees. Die eerste 2 is lankal gereed, hulle loop baie goed, sou jy belangstel, kan jy ons kontak. Die eerste boek is Matteus, Markus, Lukas en Johannes met die inleiding voor. 500 bladsye, A4, dis 'n dik, hy is in rooi en swart geskryf. Swart is wat die Bybel sê, rooi is die verduideliking of die uiteensetting. En dan die boek nommer 2 is die boek Handelinge, Romeine, 1 Korinte, 2 Korinte en Galate. Weer 500 bladsye, A4, en hulle weeg so 1,5 kilogram per boek. So daar is 'n magdom inligting daarso. Ek het pastore wat uit daai boeke uitpreek, net so. En ons het kinders van 12 jaar oud wat daai boeke lees en verstaan waarvan ons praat. As jy wil weet hoe maklik werk die geopenbaarde name, kry een van daai boeke, want die voorwoord, 55 bladsye, verduidelik jou van alles, elke komma, elke punt, met verwysings en alles. Sou jy belangstel, kontak ons per WhatsApp, 0722-367-124, of gaan na my webwerf tuiste, https://javashua.co.za. As dit die eerste keer is dat jy na die reeks kyk, is verskriklik welkom, maar asseblief, gaan na deel 1, begin reg voor, het 'n reeks 'n magdom inligting gemis. Baie belangrik. Ook belangrik om in te teken, Engelse woord is subscribe vir die YouTube kanaal, sodat jy die verskillende kennisgewings kry van al die ander studies wat ons ook besig is, as ook ons weeklikse TikToks, as elke week, maandag tot vrydag, TikTok boodskappe. Lewensverandering, skryfblok en 'n pen is baie noodsaaklik, as ook 1933 of 53 Afrikaanse Bybel. Kom ons bid saam. Ons eer U vanmôre vir die voorreg wat ons het as bruid om saam te wees. Salf die woord, maak dit lewend, ontvang vanmôre ons lofprysing. Ons steek ons hande op, ons sê wonderbaar. Raadsman, sterke Elohim, vrede, vors, die lelie van die dale en die blinkmôre ster. Dankie vanmôre, Vader Jaffa, dat ons in Javashua U ook kan verheerlik en vir sy bo-natuurlike genadebloed en sy bo-natuurlike geopenbaarde naam. Seën hierdie studie vanmôre, gebruik dit tot eer van U bo-natuurlike naam, Javashua. Ons dank U daarvoor. Volk van Jaffa sê halleluja, halleluja. Al die Jafiste sê halleluja, halleluja. Baie welkom by Ontbyt met Prof Hannes. Vertrou dat vanoggend se lesing vir U 'n seëning gaan wees. Ons is by Spreuke 11 vers 18. Baie interessant vanmôre. Hy sê die goddelose behaal oneerlike wins, maar die goddelose, die sondaar, die onbekeerde, behaal oneerlike wins. Van my jong dae af het ek nog nooit geglo om oneerlike wins te behaal nie. Ja, van baie jongs af het ek my eie besigheid gehad as 'n jong laaitie, hout verkoop en bicycles verkoop en tuin gemaak en verskillende dinge gedoen. Maar nie oneerlike wins nie. Dit wat ons gemaak het, het ons wettig gemaak. Maar die woord sê dat die goddelose behaal oneerlike wins. Weet jy hoekom? Behoort die bruid van Jaffa nie oneerlike wins te maak nie. Want ons het die Ruach HaKodesh in ons, wat ons leer en lei in alle reg en geregtigheid. Ja, elke ou is geregtig om sy pond vleis te maak. Maar wanneer het praat van oneerlike wins is wanneer ons vennote besteel.
Wanneer ek en u elkeen dieselfde hoeveelheid geld is dit, ons koop 'n ou kar en ons gaan 'n bietjie regmaak, restaureer, liggies restaureer om dan verkoop en dan die profijt gelyk opdeel. En ek doen die transaksie en ek sê nee, ja, nie 50-50 nie. Ek het meer werk gedoen. 70-30. Nou ek vir my ekstra geld terug en ek sê vir jou ek het net soveel gekry. Iemand het een keer gesê 'n leuen is soos 'n hyena, hy hardloop aftrane. Sy voorste beentjies is korter as agter. Hy gaan jou inhaal. So praat eerder die waarheid. Hy sê die goddelose behaal oneerlike. Dis oneerlike wins. As ek my Javiste boetie of sussie moet besteel, kan nie. As ons 'n transaksie doen en gee jou 'n prys en ek sê dis die prys en jy betaal, dit is nie oneerlike wins wat ek maak nie, dis regverdige wins. Jy kon gesê het nee, ek wil jou goedkoper aanbied vir dit, ek wil dit doen of ek wil dit doen. En wanneer die wins verdeel word, dis waar die oneerlikheid inkom. En jy sal nie glo nie, maar jy weet nie hoeveel keer het geld, die oneerlikheid in geld, families opgebreek nie, en huisgesinne opgebreek nie, en vennootskappe opgebreek nie. Moorde is gepleeg oor oneerlike wins. Die goddelose behaal oneerlike wins. Selfs in alles, en al ons transaksies in ons leefwyse, wil ons vir die wêreld wys, ons is Javiste. As ek my kar wil verkoop, dan sê ek vir jou, dis verkeerd en dis verkeerd en dis verkeerd. Jy weet ons was verkeerd, jy ry ons. Waaroor sê jy nie, die kar is perfek. En in 'n maand begin die verskillende goed breek. En dan het 'n ander Javis broer omgekoop. Weet jy hoe kom en maak jouself? In die duiwelsman is. Hy glimlag van oor tot oor. Goddelose behaal oneerlike wins. Kom ons laat toe dat die roog vanmôre vir ons sê, hey, watch hoe jy jou geld maak. Maar hy wat geregtigheid saai, hy of sy, wat geregtigheid saai. Ons is die geseëndes, die gesalfdes, die gunsgenote en die geregtiges. Ons wil sê daar is al 4 gees. Ons is ook die geregtiges. Hoe het ons geregtig geraak? Deur die genadebloed van Jahshua. Maar hy of sy wat geregtigheid saai, 'n betroubare loon. As jy in liefde saai, sal jy in liefde maai. As jy in eerlikheid saai, sal jy in eerlikheid maai. Want die woord sê met dieselfde maat waarmee jy skep, word vir jou geskep. En daarom is dit vir ons belangrik dat ons ja, ja is, ons nee, nee. Maar hy of sy wat in geregtigheid saai, daai geregtigheid vir my is in die agape liefde. Wat in die eerlikheid van die agape liefde saai. Weet jy, as ons besigheid so kan doen, en ek sê ek funksioneer selfs in my besigheid in die agape liefde, dan sal ek 'n betroubare loon ontvang. Ek sal die geseëndes wees, ek sal die gesalfdes en die gunsgenote wees, en ek sal in geregtigheid maai. Hoekom? Want ek het in geregtigheid gesaai. Kyk hoe mooi pas die Gees almal by mekaar. Halleluja, halleluja. Hy sê in vers 19, ware geregtigheid lei tot die lewe. Is dit nie mooi nie? Die woord sê, hoe mooi is dit, wanneer Javiste saam lewe. Daar is eintlik 'n skrif, die skrif sê in die 33 eintlik, hoe mooi is dit as broers saamlewe. Nee, as nie meer net broers nie. Want daar is net soveel sissies wat Javiste is. En Javiste is nie net broers nie. Hoe mooi is dit, as die Javiste saamlewe. Eens van gesindheid, een van hart, een van siel, een van gees. In die liefde van Jahshua mekaar teregwys. In die woord saamgroei, Bybelstudie doen. Mekaar ophelp, mekaar ondersteun, mekaar deurhelp en mekaar deurdra. Ware geregtigheid
So as hy sê ware geregtigheid, dan kry ons oneerlike geregtigheid ook. Ja, natuurlik. Dis hoekom die Bybel sê, glo nie elke gees nie. Toets hulle, kyk of hulle van Jahwe, ons Elohim is. Want ons kry 'n leuen, 'n demoon, 'n bose gees, wat wil maak asof hy geregtigheid is. Weet jy wat, jy sal ware geregtigheid onmiddellik sien. Iemand het eendag gesê, hy praat met 'n gesplete tong. Die ongoddelike. Die ware geregtigheid, nie net geregtigheid nie, ware geregtigheid, ware broederliefde, is wanneer mense omgee vir mekaar. Wanneer hulle werklik omgee vir mekaar. En ek kry dit by die Jahwiste. Ek sien dit by die Jahwiste. Jy sien dit meer in die wêreld vandag nie. Maar wanneer broers en susters mekaar wil help en ondersteun en weet jy wat doen dit? Dit bou die koninkryk van Jahwe. Ons het nie 'n kerk wat ons lei nie, ons het nie 'n pastoor wat ons lei nie, ons het nie 'n werkersraad en 'n ouderlingsraad en wat nog ook al wat ons lei. Nee, ons het die Ruach HaKodesh wat ons leer en lei. Ons het voorgangers, daar is pastore. En hulle gee leiding aangaande die woord. Maar hulle bepaal nie die reëls en regulasies nie. Ons word deur die Ruach gelei. Hoekom? Want daar is nie 'n organisasie of 'n denominasie nie. Ware geregtigheid lei tot die lewe. Luister, maar hy sê wat die kwaad najaag, jaag na sy dood en haar dood. Wil jy gou sterf? Wil jy hel toe gaan eendag? Jaag die kwaad na. Maar hy of sy wat die kwaad najaag, wat die slegte najaag, wat neerkyk op jou, wat jy wil verkleineer. Die Bybel sê, hulle jaag na hulle dood. En die dood is nie net wat hulle asems uitblaas nie. Dis die ewige hel. Dis nie net die hel nie, ewige hel. Hel is vir altyd. Vir iemand gesê een keer, as die hel nie vir altyd is nie, dan is die hemel ook nie vir altyd nie. As die hel net vir 'n sekere tyd is, dan is die hemel ook maar net vir 'n sekere tyd. Verstaan ons dit? Hy sê in vers 20, die wat verkeerd van hart is vir Jahwe 'n gruwel. Nou die hart is nie die hart nie. Dit is die hart, die sielsdimensie. Die of hulle wat verkeerd van hulle gedagtes en hulle sielsdimensie is. Ek wil net sê, my sielsdimensie en my gedagte is nie heeltemal dieselfde nie. Die dinge gebeur in my sielsdimensie en dit affekteer my gedagtes. Die wat verkeerd van hart is, dis nie die hart nie, is vir Jahwe, ons Elohim, 'n gruwel. Maar hy het behaag, dis Jahwe, ons Elohim, het behaag in die wat regskape van wandel is. Hy het behaag in hulle wat daai regskape is 'n snaakse woord. Regskape. Nee. Hulle wie in geregtigheid wandel. Daai regskape is my geregtigheid. Regskape, dit is 'n Afrikaanse woord, maar dit het nie die betekenis van geregtigheid nie. Vanaand wanneer jy met mense praat wat nie regtig dit verstaan nie. Maar hy, dis Jahwe ons Elohim, het behaag in die wat geregtigheid, wat in geregtigheid wandel. Want hy het behaag in die wat regskaap van wandel is, met ander woorde, wat in geregtigheid wandel, nou geset en heilig maak. Ons weet mos, Apostel Paulus sê, streef heiligmaking na waar sonder niemand die koninkryk van Jahwe kan sien nie. Niemand.
om die eindstreep te behaal, is om in geregtigheid, in heiligmaking. En dan wil ek nou maar die woord wat Lee gebruik, regskape, te wandel. Want dit alles presies dieselfde betekenis. Is maar net wanneer die ouens nou wat verskriklik fancy klink, dan sit hulle 'n woord soos regskape in. Of vir die ouens is die oë so geletterd, jammerlik, hè? Hy wat verkeerd van hart is, of gedagte is vir Jaffa 'n gruwel. Ons wil nie in Jaffa se onguns wees nie. Maar ons wil welbehae in sy oë. Ons wil nougeset wandel in sy weë. Ons wil in opregtheid lewe elke dag. Nou ja, die tyd is nou alweer gevang. Tot môreoggend as Vader Jaffa wil, Maranatha. Jaffa Shua kom weer. Halleluja.